Vryspraak, 'n potsending wat Christelike lewenswaarde koppel aan Afrikaner vryheid. In vennootskap met die Vryheidsstigting en die Begrond Instituut ondersoek ons hoe ware vryheid in ons persoonlike lewens en gemeenskappe gerealiseer kan word. Vryspraak, dis die klank van vryheid. Goeiedag en welkom by nog 'n episode van Vryspraak. My naam is Paul Marits en al die pad uit Duitsland uitgesels ek vandag met Dr. Jan Adrian Sleebusch of Dr. Adi Sleebusch of sommer net Adi, soos wat ek en hy nou oor jare mekaar ken en lekker saamwerk. Sien vreeslik uit na vandag se gesprek, maar voordat ons daar kom net so ietsie oor homself. Nou Dr. Adi Sleebusch is 'n gebore Vrystater, maar hy woon deesdae in Lichtenburg in die Noordwes. Hy is 'n filosoof, historikus en teoloog en is die hoofnavorser by die Pactum Instituut. Hy is ook 'n navorser verbonde aan die Departement van Sistematiese en Historiese Teologie aan die Universiteit van Pretoria, sowel as die Reformation Study Center. Adi, baie lekker om jy vandag by ons te hê. Baie dankie Paul, dis vir my ook 'n groot voorreg om hier op Vryspraak te mag wees. Dat is hy nou, Adi, ek het net so 'n bietjie voor die tyd daaroor gesels, maar vir die luisteraars wat nie by ons is, en dan dalk ook vir jou, die fokus is natuurlik hier die groot idees agter regering. So ek dink ons hoor baie keer in die koerant oor ons dinge soos demokrasie en ons praat van nasionale eenheid en ons luisteraars hoor dalk selfs baie keer woorde soos nasionale demokratiese revolusie of Lenin of ANC of wat ook al, maar die vraag is, wat is die idees wat agter dit lê en waar kom daai idees vandaan? En ons sien natuurlik vandag baie daarna uit om saam met jou te praat oor die hervormers en hulle denke oor volk en verbond. Nou, voordat ons spesifiek by die inhoud daarvan kom, wil ek hê, jy moet vir ons net so klein bietjie ietsie vertel oor die hervormers self. As ons luisteraars vir die eerste keer die woord hervormers hoor, wat wil jy hê met hulle hoor? Wat moet hulle verstaan wanneer jy vandag die woord hervormer gaan gebruik? Ja, dankie Paul. Wanneer ek in die konteks van vandag se gesprek oor hervormers praat, dan het ek die protestantse kerkhervormers van die 16de eeu in gedagte. Met ander woorde, die konteks hier is die einde van die middeleeue, die oorgang tussen die middeleeue en die vroeë moderne era in Europa. Ons moet byvoorbeeld dink aan min of meer 100 tot 150 jaar voor Jan van Riebeeck in die Kaap aangekom het. So die protestantse kerkhervorming, die bekendste name as ons praat oor hervormers, is natuurlik Martin Luther. Ek dink die luisteraars sal van hom gehoor het, en Johannes Calvin. So wanneer ek vandag praat oor die hervormers, dan is dit wat ek in gedagte het. Baie dankie, Adi. Ek dink dit is so 'n fascinerende tyd. Ek het so lekker gesels met professor Koos Malan, ook met Dr. Louise Mabille, oor daai spesifieke fase en hoe soveel Suid-Afrikaners, nou miskien veral jong Suid-Afrikaners, regtig dink ons geskiedenis het in 1652 begin, waar as 'n mens nie die 30-jarige oorlog verstaan nie, en jy verstaan nie waarom die Nederlanders grond gesoek het nie, dan gaan jy nie verstaan waarom daar in die eerste plek 'n Afrikaner is nie. En as jy nie die reformatie verstaan nie, dan gaan jy natuurlik nie die 30-jarige oorlog verstaan nie. Maar ek dink natuurlik, voordat ons oor enige van daai goed praat, moet ons praat oor die reformatie self. En so kom ons delf 'n bietjie dieper in die onderwerp. En my eerste vraag aan jou is dit: hoe het jy spesifiek in hierdie onderwerp of hierdie aspek van die verbondsleer begin belangstel? En hoekom meen jy juist dis relevant vir ons vandag? Voordat jy antwoord, Adi, dalk net 'n verdere verduideliking. As jy so in jou antwoord ook vir ons kan sê wat jy met verbondsleer bedoel. Nou, ons het so 'n bietjie oor verbondsleer gepraat toe ons met professor Malan oor Althusius gepraat het, want dit was natuurlik by Althusius baie belangrik. Maar as jy in jou antwoord vir ons dalk ook kan inkorporeer wat jy met die woord verbondsleer bedoel en hoe jy wil hê ons dit as intellektuele instrument moet gebruik, sal dit wonderlik wees. Doet reg, baie dankie Paul. So, kom ek begin met verbondsleer. As ek praat van verbondsleer, dan praat ek van die leer aangaande God se verhouding of sy verbondsmatige verbondenheid tot die mens.
met ander woorde, God is skepper, hy is onderhouer, en in Christus is hy ook die verlosser van sy skepping. En God staan met hierdie skepping in 'n bepaalde verbondsverhouding. Nou, 'n verbond is nodig, weens die radikale kloof wat daar tussen skepper en skepping bestaan. God is ontologies heeltemal verskillend van sy skepping. God is ewig. God is nie geskape nie. God bestaan in homself. Terwyl die skepping aan die ander kant het 'n bepaalde afhanklikheid, eintlik 'n volkome afhanklikheid van die skepper God vir sy bestaan. So, verbondsleer gaan in wese oor die skepper en verlosser van die heelal se verhouding tot daardie skepping en met name natuurlik die mens as die kroon van sy skepping. Maar as ons nou praat oor die verbondsleer van die hervormers en dan spesifiek die aspek van die verbondsleer wat vandag ter sprake is, naamlik volk en verbond, dan moet ek begin deur te sê dat die rede waarom ek in hierdie spesifieke onderwerp begin belangstel het dit te maak met hoe my gedagtes oor identiteit en spesifiek ons identiteit as 'n Boer-Afrikaner volk hier in Suidelike Afrika gevorm het. Ek het byvoorbeeld groot geword in die 1990s en vroeg 2000s. Ek is in 1989 gebore vir konteks. So toe ek nou jong was, het baie van my ouers se vriende of emigreer, of in elk geval gepraat oor emigrasie. En ek het baie geworstel met die gedagte, met die vraag, het ons volk nog 'n toekoms hier aan die suidpunt van Afrika? En ek het ook baie met my pa daaroor gepraat. En dan word mens gekonfronteer met die werklikhede van ontworteling, wat baie van die mense wat emigreer ervaar. En jy worstel met jou eie vraag oor jou eie geworteldheid in 'n land waar die demografiese realiteite heeltemal teen jou tel, en waar jy as volk eintlik 'n klein minderheid is, sonder enige politieke mag. So vanuit hierdie dinamika, waarmee ek van jongs af gekonfronteer is, het ek baie gesoek na vastigheid, om my en my geliefdes, my familie se identiteit en plek in die wêreld te vind. En dit is eintlik eers tydens my doktorale studies in Nederland dat die belangrikheid en die relevantie van die gereformeerde verbondsleer onder my aandag gekom het. My doktorale studies het gefokus op die werk van die Nederlandse gereformeerde staatsman Groen van Prinsterer. En hy het gedurende die 19de eeu teen die opkoms van die liberalisme van daardie tyd gepolemiseer. En in sy polemiek wys hy eintlik baie mooi uit hoe die verskeie samelewingsverbande deur God verordeneer is. Anderswoorde, die mens is nie 'n losstaande individu nie. Hy staan in verskeie samelewingsverbande wat deur God verordeneer is met die spesifieke doel om verbondsmatig as behoudingssisteme vir die Christendom te funksioneer. En daarmee bedoel ek dat Groen uitwys hoe ons deur die samelewingsverbande waar ons ontstaan beskerm word teen vereensaming en isolasie, en hoe hierdie verbande ons sterk in ons verhouding tot God en ons Godgegewe roeping wat deur die werking van hierdie verbande uitgebou word. So dit het eintlik by my die begeerte opgewek om spesifiek ondersoek te doen na die pre-moderne reformatoriese of protestantse verstaan van volke as samelewingsverbande. Anderswoorde, hoe het protestantse ons voorouers gedink oor volke voor die verligting en voor die modernisme waarmee ons groot geword het? Want kyk, in die milieu waarin ek groot geword het,
was ek natuurlik wel bekend met wat byvoorbeeld 'n denker soos Marx of nader aan die huis iemand soos Stoicius of Stoker geskryf het oor volke. En Stoicius en Stoker skryf natuurlik spesifiek oor volke en rasseverhoudinge in die Suid-Afrikaanse konteks in die 20ste eeu. Maar daardie konteks was by uitstek modern. Die sosio-politieke konteks van Suid-Afrika in die 20ste eeu en die politieke imperialisme wat tot uniewording gelei het ongetwyfelde impak gehad oor hoe gereformeerdes en nie gereformeerdes oor volke en volkeverhoudings gedink het die afgelope 100 jaar. Maar die eenheidsstaat in Suid-Afrika se geval, meen ek, het uiteindelik net op teleurstelling uitgeloop. So ek het toe begin delf, ek het toe begin wonder of daar nie iets in die primêre bronne is. Die primêre bronne van die protestantse kerkhervorming wat ons wat ten minste die premoderne beskouing oor volke en volkeverhoudinge vir ons kan probeer ontsluit. En om te kyk of daar nie 'n bepaalde waarde is wat ons kan leiding gee te midde van die uitdagings wat ons vandag nie net in Suid-Afrika nie, maar in die hele westerse wêreld ervaar. So ja, dit was my dryf. Dit was my dryf om navorsing te doen oor hierdie spesifieke onderwerp van volkenverbond, om verby die afgelope, ek wil eintlik sê verby die modernisme te kyk. En ek meen dat ek in my navorsing eintlik grootendeels daarin geslaag het, om vir al die 16de en die 17de eeuse bronne goed te ontsluit, as dit kom by hierdie spesifieke onderwerp. Baie dankie, Adi. Sjoe, ek moet vir jou sê, dit is my onbeskryflik interessant om hierdie gesprekke te voer. Ek is in so 'n bevoorregte posisie om hierdie program te kan aanbied, want ek leer ontsettend baie en ek het natuurlik self 'n groot belangstelling in hierdie skrywers. Maar ek dink baie keer, dit is natuurlik nie moontlik vir almal om in soveel diepte na die bronne te gaan kyk nie. En daarom is intellektuele mense wat regtig tyd maak daarmee om die tale te leer, en dan nou ook hierdie bronne te gaan opdelf en te gaan opdiep vir die algemene persoon, vir die belangstellendes soos ek, is natuurlik ontsettend belangrik. So, dis my heerlik om hierdie gesprek te hê, en ek dink ons sal nou so 'n bietjie verder daaroor praat. Ek dink ons sit natuurlik met soveel vrugte van 'n bepaalde volksbeskouing. Ons het verlede keer, of 2 episodes terug, het ons met Dr. Louise Mabille gepraat oor Hobbes en die impak wat Hobbes gehad het. En ek self is diep onder die indruk. En as 'n mens byvoorbeeld in die afgelope maande luister na iemand soos Elon Musk, en natuurlik stem jy nie noodwendig saam met alles wat hy sê nie, maar hy het onlangs 'n baie interessante punt gemaak wat hy gesê het, 'n wet is natuurlik oneindig, maar 'n mens is ten minste op aarde is sterwend. So uiteindelik gaan jy op 'n punt kom wat absoluut alles onwettig is, want ons meer en meer wette. En ek dink dit, as mense dit in die filosofie sien, dan sien jy die gedagte van hierdie Leviathan wat meer en meer mag op homself rig. Waar uiteindelik weet ons dat daar, as ons ten minste sou kyk na Josua of na Rigters, natuurlik heel wat ander Bybelboeke, dan sien ons dat daar baie spesifiek mag nie net afgewentel was nie, maar van onder af boontoe gegaan het. En natuurlik sien ons dit by Althusius, oor wie ons al reeds in 'n vorige episode gepraat het. Maar Althusius was nie die bron van hierdie gedagte nie. Dis natuurlik, soos ek al reeds gesê het, mens kry spore hiervan in die Ou Testament, maar die eerste keer dat ons regtig dalk 'n ordentlike uitleg hiervan sien, is in die 16de eeu by die Switserse hervormer Heinrich Bullinger, en natuurlik is jy ook op Bullinger baie geleerd. Nou, Bullinger is bekend vir sy verbondsteologie, so kom ons begin by hom. Is daar enigiets spesifiek in sy denke wat jy dink uiters relevant is vir ons begrip van die onderwerp, en wil jy dan miskien vir ons van daar verder uitbrei? Ek besef ek laai nou 'n stewige las op jou, maar ek is seker jou skouers kan daai las dra. Wil jy daarna vir ons verder uitbrei oor hoe ander hervormers se denke in hierdie verband uitgebrei en verder uitgebou het, miskien tot dit wat ons in die 1650s in die Kaap gevind het, maar dan ook verder, tot by Van Prinsterer in die 19de eeu na wie jy verwys het. Kan jy vir ons hierdie lyn trek, Adi?
Ja, nee, dankie Paul, Bullinger, soos jy het regtig noem, het 'n kernrol gespeel as een van die belangrike bronne van hierdie beskouing, ook vir van die ander hervormers, maar ook na die hervorming, ook in Suid-Afrika. Maar ek dink, voordat ons kom by die rol van volke in Bullinger se verbondsteologie, moet ons eers na so 2 of 3 kernaspekte van sy verbondsteologie kyk. Hoekom is Bullinger jy so bekend, jy weet, in vergelijking met die ander hervormers oor sy verbondsteologie? Wel, hy het inderdaad baie daar geskryf in verskeie van sy werke, en wat veral interessant is die feit dat hy die godsopenbaring as in wese verbondsmatig sien. Met ander woorde, wanneer God homself aan ons openbaar, dan doen hy dit by uitstek as 'n verbondsgod. Die hele heilshistoriese paradigma van sonde, verlossing en herstel geskied vir Bullinger binne die raamwerk van God se verbond met die mensdom. Wat Bullinger egter veral beklemtoon, en ek dink hierdie aspek is vir baie moderne mense 'n baie vreemde idee, wat hy beklemtoon is die feit dat die Ou en die Nuwe Testament 2 bedieninge van dieselfde verbond is. Oor 'n ewige verbond, wie se wese in die Ou en die Nuwe Testament dieselfde is, en wat nie verander in terme van wese met die koms van Christus nie, maar bloot in terme van die bediening, en veral natuurlik in die feit dat die verbond uitbrei vanaf Israel na die hele wêreld. So wat natuurlik ook baie sterk na vore kom in Bullinger se denke is dat ons in ons verhouding tot God nie net as individue staan nie, maar binne die kollektiewe samelewingsverbande, wat Groen van Prinsterer ook later sy beklemtoon. Die belangrikste van hierdie verbande, en die mees basiese van hierdie verbande, is natuurlik die gesin. So, dis eintlik so eenvoudig soos, dat jy nie net Christen individue kry nie, maar jy kry natuurlik ook Christelike gesinne. En dan brei Bullinger dit uit tot breër verbande, met name in sy historiese konteks, die Switserse kanton en die Switserse volk. Maar voor ons hier verder ingaan, wil ek 'n ander baie interessante aspek van Bullinger se verbondsbeskouing noem, naamlik die feit dat hy die verbond tussen God en mens as bilateraal of voorwaardelik, eerder as unilateraal of onvoorwaardelik beskou het. Nou hiermee bedoel ek die volgende: die mens is een van 2 partye in die verbond, en die mens het 'n bepaalde verbondsverantwoordelikheid. Die mens kan met ander woorde die verbond verbreek as ons nie ons verantwoordelikheid nakom nie, en dan kan ons afvallig word van die verbond. So met ander woorde, vir Bullinger is daar 'n kategorie mense wat in die verbond ingesluit is, maar wat uiteindelik nie salig word nie, omdat alhoewel daar niks is wat ons as individuele uitverkorenes uit die hand van die Here kan red nie, is die verbond nie net met individue gesluit nie, maar spesifiek ook met kollektiewe groepe. Nou, as ons dink aan 'n verbond wat die Here met 'n kollektief gesluit het, dan as jy enigstens opgelet het in katekisasie, dan dink jy natuurlik heel eers aan die verbond met Abraham en sy nageslag, die volk Israel. Die bekende verbondsteks in Genesis lees immers: ek sal vir julle 'n God wees, en julle sal vir my 'n volk wees. En dit is dan spesifiek hier 'n volk wat ter sprake is by die verbond. En Bullinger, soos al die ander hervormers, wel, ten minste
Al die ander hervormers wat ek gelees het oor hierdie onderwerp, sien hierdie belofte as van toepassing op die kerk van Christus in die Nuwe Testament. Maar interessant genoeg en baie belangrik, hy beskou dit nie net as van toepassing op die kerk alleen nie, maar ook die samelewingsverbande waaruit die kerk en die koninkryk saamgestel word. So met ander woorde, in Bullinger se antropologie is die mens as gelowige nie 'n abstraksie nie. Die uitverkorene is nie 'n individu geïsoleer op 'n eiland nie. Elke uitverkorene is iemand met wie die Gees van God werk, binne 'n bepaalde sosiale konteks en binne die verbande waarin die Skepper God hom geplaas het. En wat veral in hierdie verband interessant is die feit dat Bullinger die verbondsmatige verhouding waarin die Ou Testamentiese volk Israel met God gestaan het, die verbondsverhouding van Ou Testamentiese Israel met God ook van toepassing maak op sy eie Switserse volk. In 1528 skryf Bullinger 'n kort traktaat waarin hy die Switserse volk in die eerste persoon aanspreek. En die titel van die traktaat is nogal veelzeggend. Dit lees soos volg: Die aanklag en vermaning van die almagtige God aan die Switserse Konfederasie om haarself van sonde te bekeer en na hom te draai. In die traktaat skryf hy aangaande die uitdagings wat die Switserse volk sedert hul nasionale stigting in 1291 beleef het. En dan laat hy God in die eerste persoon praat. En dan skryf hy waar God aan die Switserse volk sê, en ek haal aan, in al julle oorloë en slagvelde was ek jou God. Ek het vir jou geveg en jou beskerm. Ek sal jou God wees, soos ek in die verlede was, en julle sal my volk wees. Julle land moet 'n land wees van vryheid vir die onderdrukt is, en 'n huis van geregtigheid. Julle moenie volgens julle eie belange regeer nie, maar in ooreenstemming met die gemeenereg, en volgens my weë. Laat staan dan julle sonde, en dien my in geloof, liefde en onskuld. As julle egter ongelowig bly, as julle nie die goeie beskerm en die kwaad bestraf nie, as julle nie jul oorloë en julle sonde laat staan en 'n Christelike regering daarstel nie, dan sal ek julle straf, soos ek Juda en Israel gestraf het. Einde van die aanhaling, net so terloops, dis my eie vertaling uit die oorspronklike Duits, want Bullinger het geskryf het. Bullinger skroom dus geensins om die verbondsmatige verhouding waarin Israel en Juda met die Here gestaan het, van toepassing te maak op sy eie Switserse volk nie. Nou, dit is ook baie interessant dat Bullinger die 12 kantons van Switserland in 'n verbondsmatige verhouding, daardie tyd was daar blykbaar 12 kantons in 'n verbondsmatige verhouding met mekaar sien staan, en dan ook gesamentlik as volk in 'n verbondsverhouding met God. Nou Zwingli, Bullinger se mede-hervormer het dan ook die kantons vergelyk met die stamme waaruit Israel bestaan. Maar ander woorde, Zwingli gebruik ook hierdie verbondsgedagte, en dan sê hy, Switserland is soos Israel, en die kantons is soos die 12 stamme waaruit Israel bestaan het. Maar hierdie idee van 'n volk as 'n verbondstruktuur waarmee die Here verbondsmatig omgaan, en wat 'n baie belangrike rol naas die kerk, die gesin, die familie, die stad en ander samelewingsverbande speel, was geensins beperk tot die Zwieriger hervormers nie. Inteendeel, die bekende William Tyndale, wat so 'n leidende rol in die Engelse hervorming gespeel het, skryf in sy voorwoord tot die vertaling van die boek Jona,
dat ten spyte daarvan dat daar aan die ou bewoners van Groot-Brittanje die evangelie verkondig is, ten spyte daarvan, they repented not, and therefore God sent in their enemies upon them on every side, and destroyed them, and gave up their land to other nations. And great vengeance has since been taken in that land for the sin of their ancestors. Hy waarsku dan ook dat dieselfde lot wat die ou bewoners van Brittanje voor die Anglo-Saksiese bevolking, dieselfde lot wat hulle getref het, ook die Engelse volk sal tref, as hulle hom nie tot God bekeer nie. So sien ons hier dat William Tyndale 'n land as 'n volk se erfenis van die Here sien, wat hulle dan by wyse van afvalligheid kan verloor, deur demografies deur 'n ander volk of 'n ander bevolking vervang te word. So as 'n kantopmerking, hier kan ek dalk net noem dat Tyndale se uitspraak daarop dui, dat die hervormers volke, ook as 'n samestelling van families met 'n gedeelde afkoms gesien het, eerder as 'n blote groep nie verwante individue wat deur 'n regering en 'n staat verenig is. So met ander woorde, die volk is 'n uitbreiding van familie, eerder as die konsep van 'n staat wat los individue verenig, wat jy eintlik later in die sosiale kontrak by die liberalisme kry. In hierdie verband sal ek julle ook die luisteraars ook verwys na Calvin se kommentaar, waar hy volke ook in hierdie terme beskryf, in sy kommentaar op Jeremia 9 vers 2, en sy kommentaar op Romeine 2 vers 17, as die mense dit ook wil gaan opsoek. Nou slegs 'n paar jaar na Tyndale se dood, het Engeland sy eerste koning wat as 'n protestant gedoop is, Edward VI, ook op sy sterfbed in 1553 gebid, dat die Here sy uitverkore Engelse volk, en ja, hy gebruik letterlik die term uitverkore volk of chosen people, sal beskerm teen afvalligheid en red uit die hande van vyande. So ons sien dat daar tydens die hervorming van ons Switserland in Engeland die gedagte was dat hierdie protestantse Europese volke dan ook in 'n verbondsverhouding as volke tot die Here staan, en dat die Here dan met hierdie volke verbondsmatig handel, net soos wat hy met gesinne en families verbondsmatig handel. So ja, dit is dan bietjie my oorsig van die hervormers se gedagte oor die onderwerp. Baie dankie Adi. So ek dink die diepte wat jy daar verskaf is ongelooflik, en ek is so dankbaar dat ons hierdie uitsending kan hê, en dis natuurlik ook alles op Vryspraak se webtuiste beskikbaar as mense na die tyd weer wil gaan luister. Daai skakel sal beskikbaar wees. Tik gerus maar net op Google in Begrond. Die Begrond Instituut het 'n skakel spesifiek na hierdie podsending toe. Nou, Adi, ek vind soveel van wat jy gesê het so interessant. Ek dink, die manier hoe ons oor families dink is so 'n kerngedagte. Dis natuurlik iets waaraan onderwysers nie sommer op skool tyd spandeer nie, maar as mens besef hoe belangrik was, byvoorbeeld vir iemand soos Marx, die idee van wat 'n familie is en hoe hy dit in 'n sekere sin wou manipuleer om met sy arbeidsbeskouing saam te kon gaan. En dan sien 'n mens natuurlik binne in die verbondsmatige denkers binne in die 16de eeu sien 'n mens dat die familie daar 'n baie spesifiek geloofskonteks het. En natuurlik op Orania, en ek wil amper sê regdeur Suid-Afrika en enige plek in die wêreld tans waar mense erns maak met die vraag oor voortbestaan en oor familie, is hierdie natuurlik nog steeds sleutelgedagtes. Ek vermoed dat ons misverstaan van familie as idee aan die hart staan van soveel foute wat ons gemaak het oor die afgelope, kom ons sê 400 jaar. 'n Baie interessante vir my, en ek bedoel nie om die hele tyd vir arme ou Hobbes sleg te sê nie, maar is my interessant hoe Hobbes byvoorbeeld sou dink dat jou verantwoordelikheid teenoor jou kind
ophou, die dag wat die kind 18 jaar oud word of mondig geword het en vir hom of haarself bepaalde besluite kan maak. Ek bedoel, elkeen van ons weet dat selfs al is jy ouer as 30, selfs al is jy ouer as 50, as jy in die bevoorregte posisie is om lewende ouers te hê, dan is hulle steeds lief vir jou en ek wil amper sê, hulle neem steeds verantwoordelikheid vir jou en hulle neem nog steeds vir hulle self daai verantwoordelikheid om vir jou te sê, as die manier hoe jy optree nie na hulle sin inpas by die waardes waarmee jy groot gemaak is nie. En dit alles is maar sentrale gedagtes wat 'n mens weer eens telkens terugtrek na die woord van die Here toe. Dankie vir die diepte wat jy daar vir ons geskep het. Ek dink dit bied natuurlik vir my ontsettende rykdom en ek is seker vir ons luisteraars ook. Ek wil graag by 'n volgende vraag kom en dis 'n vraag waaroor ek en jy al persoonlik gepraat het. Ons was verlede jaar in 2023 by 'n konferensie van Tosjes wat ons so 'n bietjie ook oor die gedagte gepraat en saam gedink het met heel wat ander kundiges. Maar my vraag aan jou is of hierdie verbondsdenke ook betrekking het tot volke, spesifiek soos dit beslag vind in die gereformeerde belydenisskrifte. Nou, hoekom ek dit vra is, want ek dink baie keer kan dit wees, en dit is natuurlik verkeerd as dit so is, maar dit kan wees dat mense nie noodwendig voel dat die reformatie deel van hulle eie ontwikkeling, eie ontwikkelingspad is nie. Hulle voel maar, dit was by 'n ander kontinent, dit was ver weg, dit was 'n ander taal. Daar's 3 deure wat ek moet deurgaan voordat ek regtig by die inhoud hiervan kan uitkom. So, dis dalk nie heeltemal vir my nie. Maar die realiteit is, dat in ons belydenisskrifte, nou vir die wat nie noodwendig die term ken nie, met belydenisskrifte verwys ons tipies na 6 dokumente. Ons sal praat, en daar's natuurlik ander kerkverbande wat meer het, maar breedweg in Suid-Afrika, in die gereformeerde tradisie, sal ons praat van die Dordtse leerreëls, die Heidelbergse katekismes, die Nederlandse geloofsbelijdenis, en dan ook die 3, wil ek amper sê, korter, meer geformuleerde geloofsbelijdenisse, die van Nicea, die van Athanasius, en dan natuurlik die apostoliese geloofsbelijdenis, wat ons typies op 'n Sondag in die kerk sal sê. So, met hierdie 6 bedoel ons typies die belydenisskrifte. Maar my spesifieke vraag is, hoe dink jy het hierdie verbondsdenke neerslag gevind in hierdie belydenisskrifte, wat nog steeds elke week en vir baie van ons elke dag deel van ons daaglikse bestaan is? Ek wil begin deur te verwys na belydenisskrif wat dalk nie vir die luisteraars so bekend is nie. Die Skotse belydenis. En die rede waarom ek die Skotse belydenis gaan verwys, omdat dit primêr deur die hervormer John Knox opgestel is. En John Knox het natuurlik 'n baie uiters belangrike rol in die hervorming gespeel. En dan tweedens sal ek verwys na die Dordtse leerreëls. Die Dordtse leerreëls, almal van ons wat 'n lidmaat is van 'n gereformeerde kerk in Suid-Afrika, in elk geval Afrikaanse gereformeerde kerk, behoort aan 'n kerk wat die Dordtse leerreëls as belydenisskrif onderskryf. So tweedens gaan ek verwys na die Dordtse leerreëls, maar veral in Skotland is daar aanvanklik met die proses van konvensionalisering van die gereformeerde leer verbondsmatig oor volkskap gedink. Dit blyk natuurlik in die eerste plek uit die blote naam van die belydenisskrif wat John Knox opgestel het, naamlik die Skotse belydenis van 1560. Nou, hy het hierdie belydenisskrif opgestel kort nadat hy in 1559 van Genève na sy vaderland teruggekeer het, met die spesifieke doel om dan ook die gereformeerde leer onder sy eie mense te vestig en die Skotse kerk te hervorm. Nou, in die heel eerste paragraaf van die Skotse belydenis word dan ook gestel dat hierdie belydenisskrif in die eerste plek vir sy natural countrymen geskryf is, waarna hy dan ook other realms and nations oproep om hulle te bekeer tot die ware Bybelse leer. So hy begin dit sê, deur die belydenisskrif terug aan sy natural countrymen, maar dan ook all other realms and nations. Hier word sy volksgenote pertinent genoem as die eerste groep of die eerste kategorie
tot wie die oproep tot bekering gerig is, maar belangrik dan sonder om ander volke uit te sluit. Later dan, kom ons by Dordrecht. By die synode van Dordrecht het hierdie gedagte van verbondsvolke ook beslag gevind in die Dordtse leerreëls, waar daar spesifiek in hoofstuk 2, artikel 5, geleer word dat die Here volgens sy welbehae die evangelie stuur aan alle volke en mense, en dat die evangelie aan alle volke en mense verkondig moet word. Nou, dit is interessant dat volke hier spesifiek na as individue uitgesonder word as die objek van evangelie verkondiging. En dan onthou nou hierdie uit hoofstuk 2, nou by die eerste leerstuk, by die verlegging van die dwalinge, sowel as die derde en die vierde leerstuk, artikel 7, word ook gesê dat die goddelike openbaring in 'n groter mate aan sommige volke toebedeel word as aan ander, en dat hierdie openbaring ook vir 'n volk 'n besonderse genade is. Aan die ander woorde, God in sy voorsienigheid bepaal dat die evangelie uitgaan na 'n bepaalde volk en 'n ander volk nie, en dat dit vir 'n volk 'n besonderse genade is om die evangelie te ontvang. Uiteindelik gaan die evangelie natuurlik uit na die hele wêreld, maar God bepaal die tyd en die omstandighede daarvan. Hier sien ons ook hoe die Dordtse leerreëls uitwys hoe die Here met volke verbondsmatig te werk gaan. En interessant genoeg, een van die mees vooraanstaande verdedigers van die Dordtse ortodoksie het 'n paar dekades na die synode van Dordrecht het hy geskryf, en ek verwys hier na Herman Witsius, die Nederlandse theoloog Herman Witsius, wat in die 17de eeu kort na Dordrecht geleef het. En hy skryf dan dat Nederlanders Godse volk is, die hy uit soveel ander volke op een besondere wyse tot een eigendom verkoren het, en daar hy ook wat meerder van ons verwag as van de rest. So hy beskryf die Nederlanders as 'n volk wat op 'n besonderse wyse deur die Here tot sy eiendom uitverkies is. So hier sien ons dat net soos Edward die 6de in die 16de eeu na die Engelse volk is uitverkore, Gods volk verwys het, doen Witsius dieselfde in die 17de eeu met verwysing na die Nederlandse volk. En hier is het belangrik om daarop te let dat hierdie geensins vir die hervormers of die ou gereformeerde verbondsdenkers 'n probleem was nie. Juis omdat hulle alle samelewingsverbande as in wese verbondsmatig beskou het. Alle samelewingsverbande. Maar ander woorde, 'n gesin wat in 'n verbond met die Here staan, is 'n Christelike gesin. 'n Christelike dorp, dieselfde geld vir 'n Christelike dorp of 'n Christelike volk. Ek weet die vraag gaan spesifiek oor die inhoud van die gereformeerde belydenisskrifte, maar ek wil tog nog 'n laaste opmerking maak oor die implikasies van die Dordtse leerreëls vir die verstaan van die kwessie van volk en verbond. Nou die 5de leerstuk van die Dordtse leerreëls handel byvoorbeeld oor volharding. So wat hier ter sprake is, in leerstuk 5 is die feit dat God nie net geloof in die uitverkorenes harte deur sy gees bewerk nie, maar dat God deur sy gees ook die gelowiges bewaar van afvalligheid, sodat as Christus ons gered het en aanneem ons nooit verlore kan gaan nie. Dit is natuurlik een van die wonderlikste trose van die Christelike geloof is dat Jesus immers gesê het dat diegene wat die Vader na hom toe trek nooit verloor sal gaan nie, en dat niks ons uit sy Vaderhand kan pluk nie. So maar, wat nou relevant is hier is
dat in die lig van hierdie leerstuk oor volharding sou die Nederlandse-Amerikaanse Princeton-teoloog Gerhardus Bos in die 19de eeu baie interessante exegese van Romeine 11 voorstaan. Nou Romeine 11 is die baie bekende gedeelte oor die lote wat ingeplant word op die natuurlike wynstok. So dit is nou met ander woorde die beeld van die heidense volke wat as takke op die olyfboom van Israel ingeënt word, soos wat die evangelie uitgaan na die wêreld toe. Maar nou in Romeine 11 is daar in vers 22 en vers 24 die dreigement dat hierdie takke wat ingeënt is, weer afgekap kan word as hulle afvallig word. Aan oor hierdie takke wat op die natuurlike wynstok van Israel ingeënt word uit die heidene, as hulle weer afvallig word, dan sê die teks, hulle word weer afgekap. En dan vraag Gerhardus Bos in sy gereformeerde dogmatiek, maar in die lig van die Dordtse leerreëls, wat sê ons volhard in die geloof en niks kan ons uit God se hand uitreik nie, sou hierdie teks dan impliseer dat die gelowige weer afgekap kan word en dat die uitverkorenes verlore kan gaan. En dan antwoord hy nee, omdat hy myns insiens oortuigend uitwys dat wanneer daar gepraat word in Romeine 11 oor die takke wat op die olyfboom ingeënt word en later weer afgekap word, dit nie individuele Christene is wat ter sprake is nie, maar volke. En hy sê dit gaan daaroor dat 'n volk op die natuurlike olyfboom van Israel ingeënt word en dat daardie volk dan 'n verbondsvolk word, in die sin daarvan dat hulle volkslewe en elke aspek van hulle volkslewe gekenmerk word deur die uitlewing van die Christelike geloof, en dat dit nie in Romeine 11 individuele saligheid is wat ter sprake is nie. So volke kan weer afgekap word, volke kan afvallig word. Dit beteken nie dat die individuele uitverkorene verlore kan gaan nie. So hier sien ons dan dat daar 'n sin is waarin die leerstelling van volharding van die gelowige is, soos ons dit vind in die Dordtse leerreëls, baie belangrike implikasies het van vir die gereformeerde siening van volk en verbond. Baie dankie Adi. So ek moet sê wat ek ontsettend waardeer is hoe jy ons sistematies deur dit vat. Ons by die geskiedenis begin, die oorsprong en ons het deurgegaan na ons belydenisskrifte toe. En ek dink my laaste vraag, wat natuurlik die laaste vraag moet wees, is hoe ons dit prakties kan maak vir ons vandag. In ander woorde, as ek dit in beter woorde kan stel, watter relevansie en praktiese waarde het die gereformeerde verbondsleer vir ons samelewing vandag in 2024 en spesifiek vir Suidelike Afrika, hierdie landstreek waar ons woon, en hoe sal jy iemand oortuig om hierdie uitgangspunt te oorweeg as dit kom by hedendaagse sosio-politieke debatte? So dis my tweede laaste vraag aan jou, en daarna wil ek in ons heel laaste minuut wil ek so laaste kort vraagie vir jou stel. Maar eers die relevansie en die praktiese waarde. Ja, baie dankie Paul. Ek dink dit is 'n baie belangrike vraag, want hierdie idee waar ek heeltyd praat, die idee van volkskap en volke en volkeverhoudinge is natuurlik 'n baie kontroversiële onderwerp in ons eie konteks. En dit is iets waarmee ons baie gekonfronteer word in die samelewing waarin ons vandag leef. So ek meen, as gelowiges is dit vir ons baie belangrik om ook oor hierdie saak te dink vanuit 'n Christelike lewens- en wêreldbeskouing. En verder dink ek ook, ons het ons eie onlangse geskiedenis, nou bedoel ek nou die geskiedenis van die afgelope 100 jaar, of so, kan sien hoe die eenheidsstaatgedagte hier in Suidelike Afrika tot verskeie probleme en eintlik mislukkings lei. En ek persoonlik, hierdie is dalk baie kontroversiële stelling, maar ek dink die Uniewording van 1910 was 'n hartseer dag in ons geskiedenis, en ek dink baie van die pyn en lyding van die afgelope 110 jaar
kon vermy word as eenwording nooit gebeur het nie. So jy weet, in sekere sin sou mens kon sê dat beide die segregasie onder die nasionale party, sowel as die integrasie onder die ANC pogings was om die realiteite van kultuurverskille in Suidelike Afrika en Suid-Afrika te probeer verreken. En ek dink beide het misluk, juis omdat daar nooit gebreek is met hierdie eenheidsstaat gedagte nie, wat eintlik heeltemal verwyderd is van die federale verbondsgedagte. So ek dink om die paradigmas waarin ons in hierdie wêrelddeel nou vir langer as 'n eeu vasgevang is, om daardie paradigmas te oorbrug, dink ek die gereformeerde verbondsleer is van kardinale belang. En ek meen ook dat die verbondsleer juis vir ons 'n hulpmiddel bied om hoe om te gaan met die eenheid en verskeidenheid van God se skepping. En dan gaan dit oor meer as net volkeverhoudinge natuurlik, nee. Dit gaan oor klein gemeenskappe, oor woonbuurte, oor dorpe en families. En ek dink die modernisme, 'n jammer aspek van die modernisme is dat dit sterk gekenmerk word deur 'n bepaalde dryf vir homogenisering van die hele wêreld. Om almal dieselfde te probeer maak, is wat ek bedoel met homogenisering. En natuurlijk die sterkste spreekbuis of propagandamasjien hiervoor is Hollywood. Die hele wêreld kyk Amerikaanse flieks, die hele wêreld kry hulle vermaak uit Hollywood uit. En ek dink dit is belangrik om hierdie paradigma te deurbreek, ook in die manier waarom ons kinders opvoed, en hoe ons eie plek en identiteit in die wêreld sien, in Suid-Afrika sien, en hoe ons met die wêreld rondom ons omgaan. So ek is baie opgewonde oor wat byvoorbeeld in Orania gebeur, in terme van hoe daar ook toenemend verbondsmatig gedink word, en nie net in terme van die geheel nie, maar ook in terme van die kleinere, in terme van hoe nuwe uitbreidings en woonbuurte ontwikkel word, in terme van die argitektuur, die stadsbeplanning, om ook in die kleinere 'n verbondsgemeenskap te vorm, sodat Orania self as 'n volksgemeenskap van kleiner verbondsgemeenskappe kan ontwikkel. Een waar die gesin die mees basiese boublok van die samelewing is, en waar woonbuurte en uiteindelik hopelik ook gemeentes, kerklike gemeentes, in daardie buurte, as dit ware, klein verbondsgemeenskappe kan vorm. En natuurlijk sal ek ook wel sien dat hierdie idee verder uitgebou word, ook in die res van Suid-Afrika en die wêreld, maar die begin wat reeds gemaak is, ek dink veral Wieke Buys se onlangse boek Erfstad, is 'n baie belangrike bydrae. Dit is alles bemoedigend. En as hierdie verbondsparadigma, soos byvoorbeeld in Orania, toegepas word, ook as 'n model kan dien vir ander gemeenskappe reg oor Suidelike Afrika en die wêreld, sal dit natuurlik baie bemoedigend wees. Laastens, meen ek die verbondsmatige beskouing van volke is ook baie waardevol, in terme daarvan om ons na 'n ander baie belangrike punt te lei, naamlik die noodsaak van volke, om ook as volke in hulle volkslewe voor die Here te verootmoedig, en godvreesende volkshuishoudings daar te stel. So dit beteken so, net soos wat 'n Christelike gesin kollektief anders optree as 'n nie-Christelike gesin, so moet 'n Christelike volk sy hele volkslewe as geheiligde kultuur so ingerig word, dat dit tot eer en verheerliking van die Here strek. Christus het immers gesê, aan hom is gee alle mag in die hemel op aarde, en daarom moet alle volke leer om alles te onderhou wat hy ons beveel. So met ander woorde, 'n volk
se kultuurfeeste, 'n volkssport by inkomste, sosiale geleenthede, skole, universiteite en ekonomiese aktiwiteite moet strek tot uitbreiding van die koninkryk van Jesus Christus, deur ook vir ander volke hierin tot voorbeeld te strek. So ja, in kort, ek dink baie van ons hedendaagse uitdagings en probleme is grotendeels die resultaat daarvan, dat ons nie verbondsmatig dink hieroor, in lyn met God se verbondsrealiteite en strukture nie. En ek dink een van die belangrikste wyse waarop ons hierdie uitdagings die hoof kan bied, is juis deur terug te keer na die gereformeerde verbondsleer, soos wat dit by die hervormers beslag gevind het. Adi, baie dankie. Ek dink die sistematiese manier waarop jy deur het gegaan het, soos ek reeds vir jou gesê het, daarvoor is ek so dankbaar en ek het regtig heelwat geleer en ek is seker vir ons luisteraars het heelwat beteken. Ek wil eindig met 'n laaste vraag en dis die vraag waarmee ons altyd ons episodes afsluit. En dit is die volgende: as iemand na jou toe kom en sê hulle kan net nog 3 boeke lees, om watter ook al rede, jy weet, hulle gaan daar's een of ander gewas in hulle oog, of jy weet, dink aan een of ander kreatiewe rede, hierdie persoon kan net 3 boeke lees, en wil graag die politieke verstaan, wil graag die groot idees agter die samelewing verstaan. Watter 3 boeke sal jy vir die persoon voorskryf? Kom ons sê die Bybel uitgesluit, natuurlik moet hulle die Bybel lees, maar kom ons sê dit tel nie as een van die 3 nie. Watter 3 boeke sal jy vir die persoon voorskryf? Ek is bly jy die Bybel uitgesluit, want ek sou hom eers noem. So nou gee het my so 'n bietjie meer ruimte. Ek sou sê eerstens Althusser se Politica. Dis veral hier ten opsigte van hierdie aspek. Ek dink as ons die modernistiese paradigma wil deurbreek, dan sal ek Althusser se Politica lees, en tweedens twee meer moderne boeke. Een is R.J. Rushdoony se Institutes of Biblical Law van R.J. Rushdoony. En die derde sal jy dalk so 'n bietjie verbaas, maar ek beveel hom spesifiek aan, nie omdat ek dit as systematiese werk beskou nie, maar spesifiek vir die moderne leser, om daardie paradigmas te deurbreek. Waarvan ek nou gepraat het is Hans Hermann Hoppe se Democracy, the God That Failed. Adi, baie dankie vir jou tyd en vir jou moeite. Vir jou as luisteraar by die huis, dit was nog 'n episode van Vryspraak, en so dat jy baie waardig vind het. Gaan kyk gerus na al Dr. Jan Adrian Slebusch se werk. Die Pactum Instituut is natuurlik op Facebook en op verskeie ander sosiale media platforms beskikbaar, ten minste dis waar ek toe gaan kry. Adi, kan jy dalk vir ons sê, waar anders kan die luisteraars jou werk gaan lees en jou boeke bestel? Ja, ek sal eerstens verwys na ons webtuise by die Pactum Instituut. Ons is georiënteerd vir 'n internasionale gehoor. So baie van my werk word in Engels gedoen. So dis www.pactuminstitute. Pactum Institute, Pactum is P-A-C-T-U-M, pactuminstitute.com. Baie dankie. Adi, het was heerlik om jou te gesels. Vir jou as luisteraar, skakel gerus volgende week in vir nog 'n episode Vryspraak. Het was vir ons heerlik om saam met jou te praat oor die groot gedagtes agter die samelewing. Tot volgende keer, totsiens. Vryspraak, 'n potsending wat Christelike lewenswaarde koppel aan Afrikaner vryheid. In vennootskap met die Vryheidsstigting en die Begrond Instituut ondersoek ons hoe ware vryheid in ons persoonlike lewens en gemeenskappe gerealiseer kan word. Vryspraak, dis die klank van vryheid.